Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Woensdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n stukkie sielskos te kan deel vir vandag. In 1 Korintiërs 15 vers 9 en 10 lees ons, waar Paulus sê dat ek is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, want ek het die kerk vervolg, maar deur die genade van Jesus Christus kan ek doen wat ek doen, maar ook dit het harde werk gevat, nog steeds deur God se genade. Kind van God, voel jy vandag dat jy is nie werd om 'n man genoem te word vir jou vrou nie? Voel jy dat jy is nie werd om die naam pa te wees nie? Voel jy dat jy is nie werd om 'n kollega genoem te word nie? Voel jy dat jy is nie werd om 'n vriend genoem te word nie? Ek wil vandag vir jou sê, my broer en suster, deur die genade van Jesus Christus, is jy meer werd as enige iets wat jy sal kan dink, of wat jy in jou sal kan hê. Jy dra soveel waarde, jy is soveel werd, jy's meer werd as al die voëls van die hemele, vir wie God nog steeds sorg, soos Matteus 6 vir ons sê. So ek wil vandag vir jou sê, moenie dink dat jy is minder werd, omdat jou kollega of 'n vriend van jou miskien dalk meer kwalifikasies as jy het nie, wat dalk miskien 'n groter salaris as jy verdien, wat dalk miskien ryker is as jy, of wat dalk miskien 'n bevordering het wat jy nog nie het nie. Dit maak nie van jou minderwaardig nie, my broer en suster. Inteendeel, jy wat aanhou om te probeer die man wees wat jou vrou verdien, aanhou wees die pa wat jou kinders nodig het, aanhou wees die vriend. Dit sit al klaar soveel waarde in jou, en daai maak op vir al die ander dinge wat jy nie op die oomblik kan wees nie. En ek gebruik die woord op die oomblik, want onthou, God se plan vir jou is voorspoed en nie teëspoed nie. En dis hoekom ek sê, dat daar is nog soveel vir jou wat voor lê. Jy het nie nodig om te voel, jy is nie werd nie. Onthou, deur God se genade is jy meer werd as enige iets. Dis deur God se genade dat jy is waar jy vandag is, my broer en suster. Al het jy nie 'n hoë posisie nie, al is jy nie die sterkste of die gesondste man of vrou nie, en ek wil die woord vrou ook gebruik, want ek meen, daar's vrouens wat ook voel, ek is nie waardig genoeg om 'n vrou vir my man te wees nie, ek is nie werd om eers die naam ma genoem te word nie. Wat se vriendin is ek? Wat se kollega is ek? Ek wil vir jou vandag sê, my sissa, God se genade is oor jou ook, en sy genade maak vir jou meer werd as enige iets anderste, wat jy ooit sal kan dink of van droom. So ek sê vandag vir jou, my boetie en sissa, jy wat hierdie woord ontvang, weet net, jy dra soveel waarde, en hoekom? Deur die genade van Jesus Christus. Kom ek bid vir jou. Vader, ek dra my boetie en sissa nie op. Liewe Here, hulle wat so minderwaardig voel vandag. Ek weet, dis een van die aanslae wat die vyand gebruik, Here, en ek is skaam om dit te sê, maar hy kry dit reg. Maar ons weet, dat sy oorwinning gaan nie vir altyd hier nie. Sy oorwinning is van korte duur, want die oorwinning tot in alle ewigheid lê in Jesus Christus. En ek bid vir my boetie en sissa, liewe Here, ek dra hulle aan U op, en ek vra in die heilige naam, om asseblief vandag, my boetie en sissa, weer eens te laat besef, hoeveel waarde hulle het, hoeveel werd hulle is, werd as alle mossies. Hulle is soveel werd, dat U elke haar op hulle hoof ken. Ek bid in Jesus naam, liewe Here, dat hulle van vandag af, hierdie leuen wat die vyand oor hulle geplaas het, sal afskud, sal weggooi, en die waarheid van Jesus sal aanneem, en weet, in Jesus Christus is ek meer werd as enigiets anderste. En deur sy genade is ek wat ek is vandag. Dis my gebed vir elke boetie en sissa, in Jesus Christus naam. Dankie Vader. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julle self, en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek môre weer vir julle 'n stukkie sielskos. Tot dan, mooi bly almal, totsiens.